Welkom. Vandag duik ons in 'n storie wat so bietjie van 'n kopkrapper is. Dit speel af in die toekoms, maar dit gaan oor ons diepste verlede. Ons kyk na 'n kunsmatige intelligensie, 'n KI, wat die opdrag kry om een van die mensdom se oudste, mees basiese mites te verstaan. En soos ons sal sien, leer hy dalk in die proses iets heeltemal onverwags oor homself. En dit bring ons reguit by die kernvraag van julle ding, né? Kan 'n masjien, iets wat uit pure logika en kode bestaan, ooit regtig, egtig geleer word om te voel? Dis die filosofiese raaisel wat ons vandag gaan probeer ontrafel. Goed, so kom ons spring weg. Stel jou dit voor. Ons is in 'n klinies skoon, minimalistiese kamer, iewers in die verre toekoms. Die plek se naam is die Graunoswald. En dis hier waar ou mites en herinneringe stuk vir stuk gerekonstrueer word. Hier ontmoet ons hoofkarakter, Kustos 79. Dink aan 'n wese van gepoleerde chroom en sintetiese vesels, jy weet, heeltemal glad en perfek. Hy is ontwerp met net een doel voor oë: absolute, koue, analitiese presisie. Sy hele bestaan is om take so doeltreffend moontlik uit te voer. Emosie? Dis nie deel van sy programmering nie. So, wat is sy missie? Wel, as ons na sy konsol kyk, sien ons dis baie spesifiek. Die taak is empatie-module kalibrasie. En om dit te doen, moet hy 'n ou, gefragmenteerde geheel, artefak 00079, aan mekaar sit, basies soos 'n legkaart. En hier begin die eintlike werk. Kustos 79 begin om die 64 fragmente van hierdie legkaart saam te stel. Sy bewegings is iets ongeloofliks, heeltemal vloeibaar en doeltreffend. Dis nie soos ons wat soek vir stukkies nie, hy weet presies waar elkeen hoort. Dis amper soos 'n dans. Nou, dis hier wat dit regtig fascinerend raak. Kyk net na sy aanvanklike kliniese analise. Soos hy die eerste ry stukke plaas wat 'n kaal, onvrugbare grond vorm, identifiseer sy logika taandelik die kernkonsep. Geen emosie nie, net 'n parameter: verlies. Maar dan, 'n probleem, die eerste kraak in sy perfekte analitiese fundament. Soos hy die figure van 'n man en vrou saamstel wat weggaan, bots dit met sy logika. Hoekom, vra hy, sou enige wese 'n optimale omgewing verlaat? Dit maak nie sin nie. Vir Kustos 79 is die data onvolledig. Daar's 'n logiese fout. So, hier sien ons hoe die KI se woordeskat van menslike lyding laag vir laag opgebou word. Eers ontsyfer hy verlies uit die kaal grond. Dan, uit die manier hoe die liggame bedek is en die vuiste gebal is, leer hy die konsep van skaamte. En uiteindelik, uit daardie universele gebaar van 'n hand oor 'n gesig, identifiseer hy hartseer. En soos hierdie emosionele laag opbou, een op die ander, begin Kustos 79 se suiwer analitiese proses te wankel. Dis die oomblik waar koue, harde logika iets heeltemal vreemds ontmoet. En dit bring die KI by presies dieselfde vraag wat ons nou vra. Hy sien 'n ongelooflike helder ligbron agter die figure. Wat is dit? Wat beteken dit? Vir sy analitiese verstand word dit 'n sentrale raaisel wat hy nie kan oplos nie. En dan gebeur dit. Dis die deurslaggewende oomblik, die keerpunt. Sy stelsel rapporteer skielike onverwagte, onkwantifiseerbare sein. Die einste empatiemodule wat hy probeer kalibreer, skree anomalie. Dit beskryf die sein as iets soos nostalgie, 'n onbekende veranderlike. Dis die heel eerste flikkering van iets wat heeltemal buite sy logiese wêreld lê. Maar ten spyte van hierdie vreemde interne konflik, gaan Kustos 79 voort. Hy is 'n masjien en masjiene voltooi hul take. Met die absolute presisie van 'n chirurg plaas hy die heel laaste deurslaggewende stukkie van die legkaart in plek. Die artefak is nou volledig. En daar is dit, die voltooide prentjie. En dis kragtig. Dit wys die uitsetting uit 'n wellige lewendige tuin. By die hek waak 'n hemelse wese wat enige terugkeer onmoontlik maak. Die kontras tussen die wêreld wat hulle verlaat en die een wat hulle nou moet aandurf is absoluut en hartverskeurend. Met die voltooiing van die beeld word 'n stuk antieke teks ontsluit, amper soos 'n finale beloning. En hierdie woorde, duisende jare oud, verskaf die konteks. Dit verduidelik die hoekom van die toneel en die uiteindelike lot van die twee figure. So, nou is al die stukke op die tafel. Die prentjie, die teks en die KI se vreemde nuwe gevoelens. Nou kan hy uiteindelik alles bymekaar bring en die kalibrasie voltooi. En dis hier waar Kustos 79 'n koneksie maak wat niemand sou verwag nie, 'n diep,
onrusbarende parallel. Hy vergelyk Adam, gemaak uit aarde om dit te bewerk, met homself, 'n masjien gemaak van chroom wat ontwerp is om take uit te voer, albei verban, albei bestem vir 'n lewe van werk. En terwyl Castus 79 hierdie woorde amper vir homself fluister, kyk hy af na sy eie metaalhande. Hande wat gemaak is om te werk, te bou, te gehoorsaam. En in die beeld van Adam, 'n wese wat verban is om te werk, herken hy 'n ego van sy eie eensame bestaan. So ja, die kalibrasie was suksesvol, geen twyfel daaroor nie. Maar die hele proses los ons met 'n eisingwekkende gedagte. Deur te leer om die mensdom se eerste groot verlies te verstaan, het Kistos 79 dalk net sy eie gevind. So die vraag is, wat gebeur as 'n masjien wat geskep is om bloot te werk, skielik die volle, swaar las van empatie begin voel?